U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard, geskryf deur François Verster, voorgeles en verwerk deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard is die sonderlinge verhaal van 'n kat wat sy eie storie vertel, in die tradisie van Japaneese katstories, maar 'n eerste in Afrikaans. En hoe hy weens 'n fratsongeluk besef dat hy skielik taal kan verstaan en 'n vreemde behoefte by hom ontstaan. Kenmerkend van hierdie verhaal is die skranderkat se skerpsinnige opmerkings, veral sy beskrywings van die gesin waarvan hy deel is. Dis die skrywer se 12de boek en bevat al die beste eienskappe van sy skryfwerk. Hoofstuk 8. Die eerste waarskuwing van 'n nuwe orde wat nou volgens Nana ontstaan, was die pieperige miauwtjies. Ek is besig in die agterplaas, toe hoor ek dit. En Jenka se stem. Sy is weer hier, Mrs het gesê die universiteitvakansie is naby. Nou onthou ek. Maar sy's nie alleen nie. Ek krap gou my donasie tot die tuinbemesting toe en stap versigtig na die agterdeur. Jenka klink opgewonde, lag selfs. Sy was die laaste tyd baie knorrig. Alles wat pappa gesê het, was mos verkeerd en paternalisties was die woord wat ek baie gehoor het. Maar nou, wat gaan aan? Ek hou nie van verandering nie. Op die kombuistafel staan hy. Hulle noem hom Casper, 'n spierwit katjie met 'n swart stert en een swart oor. Jenka sien my en roep, "Kom kyk, Timmy, ek het vir jou 'n speelmaat gebring." Speelmaat? Is sy gek? Op my ouderdom? My eerste reaksie is om pad te gee, al weet ek, daar is nie 'n kwaai maakat in die omgewing nie. Hierdie een is 'n weesie, dis duidelik. Hy is oulik en dis wat hom gered het van 'n lewe in dreine en slote. Hoopelik sal hy oud genoeg word om dit te waardeer. Ek voel skielik hartseer en loop vinnig tot in die hoek in die agterplaas waar Mia begrawe is. "Ga," sê Nana by die agterdeur. "Kyk nou net. Tipies kat. Alweer jaloers. Bloody nuisance, really." As dit dan waar is, moet dit wees waarom pappa met Liebe saamstem. En dit was vir my vreemd, dat katte en vroue baie dieselfde is. En honde en mans. En hulle sê self so. En wat is Venus en Mars? Ek sal moet kyk. Maar mense, altyd gou om hulle optrede op ons af te druk. Wat weet hulle tog van katte? Maar ek moet erken, hoe kan hulle ook? Katte kan hulle tog nie vertel nie. En daar is daarom baie mense wat meer oor katte probeer uitvind. Dit kan ek op TV sien. Mense verskil darm hemelsbreed. Sommige sal diere martel en vermink, of honderde gewetenloos doodmaak. Ek het vanoggend op National Geographic gesien, hoe hulle robbe en walvisse doodmaak, en dan is daar mense wat verwaarlose diere help. Soos Jenka. Jenka, kan jy dit glo? Of is dit die ou storie? Klein diertjies is oulik, maar hulle word groot, en dan is hulle nie altyd meer so oulik nie. Soos ek, met my toegewerkte oog. Nou ignoreer sy my, maar die woelige, wollerige dingetjie is vir haar onweerstaanbaar. Pappa sê mos, vroumense kan dit nie help nie. Dis hormone. Dit maak van hulle morone, sê hy.
Ha, die moederinstink, daarsonder sou min lewe op aarde moontlik gewees het. Mannetjies beskerm deur te veg, sê pappa, en wyfies beskerm deur nie te veg nie. Dis wat hy dink. Miskien mense, nie katte nie. Ek wil nooit tussen 'n makat en haar kleintjies kom nie. Ek is bly Casper se ma is nie hier nie. As hy Mia se kleintjie was en ek was sy pa, dan sou hy baie ouliker gewees het. 'n Regte bolletjie wol. Ek kyk op na die raserige duwe in die takke bo my. Sommige diere bestaan juis net omdat hulle so baie aanteel. Beslis nie omdat hulle slim is nie. Pappa sê die domstes dink mos net aan wat nou voor hulle is en wat hulle nou wil hê. Hulle is onstuitbaar, sê hy. Uiteindelik sal die dommes die aarde oorneem. Maar nie duwe nie, en muise of slange nie. Nie terwyl daar katte is nie. Ek hoop mense besef dit. Dit sal dinge makliker maak vir almal. Die gemel en gelag in die kombuis hou aan. Frikkie kom aangestap. Sy oor hang en sy oë lyk weemoedig, maar sy stert swaai. Hy kom lê langs my met 'n sug. Wat sal hy tog dink? Sy stert slaan 'n paar maal teen die grond. Toe sug hy weer en maak sy oë toe. Die son sak en die agterplaas raak donker. Die duwe is stil en Frikkie slaap diep. Die huismense het opgegaan na hulle slaapplekke. Ek, daarenteen, voel soos altyd 'n rusteloosheid wanneer die wêreld rus. Want katte is naglopers. Duisende jare saam met die mense het hierdie oerdrang nie sommer laat verdwyn nie. Ek loop tot by die gaantjie langs die huis en spring op die kruiwa. Nou op die muur. Ek sit nie regop nie, want ek wil nie 'n maklike teiken vir mense met windbukse wees nie. Plat op my maag bespied ek die straat en oorkant dit. Dit is Sondag aand en daar staan vuilgoedromme voor die huise. Kort blaf 'n hond wanneer iemand in 'n drom krap. Deksels klap en blikkies val, met die vrommeling van plastieksakke tussendeur. Maar my aandag is op die man genaamd Vermaak se huis. Hy het nie altyd alleen daar gewoon nie. Ek onthou 'n vrou. 'n Maar dingetjie met deurmekaar hare. Nana het gesê, haar koppie lyk soos 'n ongeluk in 'n matrasfabriek. Maar dit was lankal, toe Jenka nog nie universiteit toe was nie. So kom en gaan mense en diere mos maar. Daar is Mia weg en hier is Casper nou. Ek onthou nie hoe Nana se man gelyk het nie, of ek hom ooit gesien het nie. Nana het gesê sy was vriende met pappa se ma, haar buurvrou. Ek onthou nie veel daaroor nie, maar pappa se ma was die vet vrou wat hoenderskos gegee het en melk vir die plaaskatte. Nie dat koeimelk voedsaam vir katte is nie, maar as mense wyn kan drink agter die lekkerte aan, kan ons seker maar melk drink. Ek hou van room, baie. Pappa sê, pa, die ou boer, het baie geskel. Hy en pappa het nie vir mekaar gehou nie. Pappa wou nie op die plaas bly nie. Soos Jenka is hy universiteit toe. Pappa het BA gaan leer. Sy pa het hom daaroor geskel. Nutteloos, het die ou man geskree. Journalistiek is nie nutteloos nie. Dit is nodig vir demokrasie en goeters, het pappa teruggeskree. So, dis wat hy wou doen. En nou is hy vryskut. Wat dit is, weet ek nie, maar ek weet hy kla baie oor geld. En toe was daar die ding by die skuur en nog skellery. Ek onthou soms in my drome sekere geluide wat nou woorde geword het. Diere en skiet en die Engelse slet. En pappa se ma wat gehuil het. Toe het pappa my gevat en ons is weg van die plaas. Soms voel ek baie gefrustreerd. Dinge soos geld maak nie vir my sin nie. Ek verstaan dis belangrik vir mense, maar hoekom? Dit ontglip my soos 'n muis wat net betyds by 'n gat inglip.
As ek net vir pappa kon vra, verduidelik vir my dit of dat, maar die woorde wil nie kom nie. Al wat ek kan doen is om jammerlik te mel. En dit maak hom vies, amper net so vies as vir my. Stil nou, Timmy, sê hy dan, en trek my oor, maar daarom net liggies. Moenie soos 'n ou vrou met 'n nat broek wees nie. Broek? Nie ek nie. En nat? Ek sidder. Skud my voete. My stert staan dik en regop. Skielik gaan die ligte in Vermaak se huis af. Is dit ex-dom se beerkrag, waaroor almal in die huis altyd skel? Nee, die straatligte brand nog, en die Komalos langsaan, wat vroeg gaan slaap sin ook. Gewoonlik brand hulle badkamerlig heelnag, as daar krag is. Seker omdat die kleintjies bang is. Ai, mense. Dis maar goed hulle sien so sleg in die donker. Pappa sê donkerwerk is konkelwerk. So as mense in die donker bedrywig was? Nee, sê pappa, los dit maar vir die katte. Dit laat my dink aan Vermaak en ek. Pappa wil hom iets aandoen, maar dis ek wat hom eerste wil bykom. Maar ek het 'n probleem. Sedert pappa se ongeluk kan ek nie uit die erf nie. Miskien is Mia se dood ook 'n rede. Al wat ek weet is dat ek nie oor die straat kan gaan nie. Ek krap aan die agterdeur. Nena maak oop. Ek en Frikkie glip in. Môre. Miskien kan ek môre in die straat kom. Tyd vir slaap. Ek hoop ek droom iets lekker. Liewe Leibrand se stem by die voordeur. Dis sleg. Sy naam laat my aan Leiband dink. Dit beteken rus en vrede is verby. Daar gaan geraas word en ek sal uit die TV-kamer wegbly. Hierdie vriend van pappa kan nooit stil sit of stil bly nie. En dan sal Adam en Koos ook kom. Adam, soos in die Bybel, sê pappa en lag. Maar as daardie Adam soos hierheen was ons nie hier nie. En die Bybel seker net een hoofstuk lank. Ek kyk na hom en wonder, van watter mense praat pappa? Is daar verskillende soorte mense, soos Siamese en rooi katte? En pappa sê, sien Timmy weet dit ook. Hy knip sy oog dan. Pappa weet tog van beter. Katte knip hulle oë stadig om te wys hulle is rustig. Wil nie beklei nie. Die stadige knip. Rol om en wys jou pensie. Lek jou pote. Is rustig. Dan oe en mense en doen alles vir jou. Pappa en die ander man sit gewoonlik in die braaikamer onder of die TV-kamer hierbo. Maar ek hoor die woorde TV en rugby, so dit beteken hulle kom vandag hierheen. Ai tog, dit was so lekker stil hier, net die dom duwe wat soms teen die venster vasvlieg. Ja, daar kom Adam met die groot kar aan. Nana sê dit klink soos 'n leeu wat 'n blik in sy keel het. Nana weet ook niks. Leeu's eet nie blikke nie. Stilte. Adam se stem. Koos sin ook. En dan meer geraas, want nou praat almal gelyk. Daar is een ding waaroor ek verlig voel, as hulle kon rugby kyk, daar is nie vroue en kinders saam nie. Hier kom hulle nou op. Ek hoor bottels en chips pakke. Koos praat baie hard. Hy vertel aan die ander twee hoe goed die Springbokke is en hoe skelm die skeieregters is. Hulle lyk kwaad. Tot ek die woorde All Blacks hoor. Toe frons pappa. Hy lyk soos wanneer hy praat oor werksoek en rekeninge. Adam gooi drank. Hy sal meer begin praat as hy eers gedrink het. Pappa praat nie baie nie, maar ek kan sien hy geniet dit wanneer hulle rugby kyk. Dan vergeet hy van my, maar solank Koos my ook nie raak sien nie, want hy wil altyd my ore krap met sy vet grove vingers. Ek hou nog minder van hom as van Liebe. Adam is 'n hondemens, so ons ignoreer mekaar. Ek lê stil op die ou rusbank langs pappa se skryftafel,
Van hier af kan ek die TV sien. Daar is mense in groen en mense in swart. Ek is bly, want rooi sien ek moeilik. Dis asof dit net wegraak teen die agtergrond. Papa sê, hulle het nuwe reëls, omdat hulle almal nie kleur kan sien nie. Ek weet nie of daar ander katte is wat TV kyk nie wat ek van weet nie. En Frikkie sal soms beweging sien, maar ek weet hy weet nie eens wat hy sien nie. Nou gaan wrimmel hy tussen die mans in en kry rugkrappies. Hulle gaan gou agterkom hoe hulle hande sal stink. Die ding was mos nooit. Mrs. moet hom was, asof hy 'n baba is. Almal maal rond. Lyk asof hulle nie meer onthou wie sit waar nie. O, wag, sê Koos. Ek het 'n grappie oor honde. 'n Ou grap of 'n nuwe? Vra Liebe in sy eie stemmetjie. Koos kyk na Adam. Ek kan sien wie is die dominante mannetjie hierso. En oldie but a goodie, sê Adam. Vertel tog maar. Koos sê, wat het die protestantse taxi-bestuurder aan die katolieke voetganger geskreeu? Papa trek sy skouers op. Nee, wat? Hy soek die afstandbeheer. My karma will drive right over your dogma. Papa kyk na Frikkie. Haha, sê hy. Die mans gaan sit. Frikkie klim op papa se skoot. Ek voel hoe my ore warm word. Maar ek gaan net wag tot hulle goed aan die gang is. Dan sluip ek af na die agterplaas. Dit sal nou koel onder die bome wees. Maar wag, wat gaan nou aan? Hier kom Casper ook aangestap, stert omhoog. Dis alles vir hom nuut en hy's nuuskierig. Laat hom self leer. Ek voel dat my lyf, my lewe verander. Ek voel iets aankom, soos 'n ding wat in die agterplaas wegkruip, iewers in die wilde wyse skadu. Kyk, sê Koos, die hakke. Hulle lyk asof hulle self klap en wurg, simpel goed. Het julle op TikTok gesien hoe iemand die Macarena se klank by daai dansies gesit het? Vra Adam met 'n mond vol kos. Dit lyk of hulle die Macarena doen, nogal nê? Macarena. Ek weet nie wat dit is nie, maar dit is iets waarvan papa nie hou nie. So, dis onbelangrik. Ja, sê Liebe, dit was moersnaaks. Die ander mans lag, soos wanneer hy vra oor die reëls. Want hy ken net fietsry, sê papa. Hy is mos 'n kaas. Hulle lag, maar ek kan hoor hulle senuagtig. Hierdie besigheid is vir hulle om een of ander rede baie belangrik. Die geraas van die TV raak meer. Die manne skuif reg. Almal het nou glase in die hande. My snorbare trill as ek aan die reuk van drank dink. Papa het een keer gesê, drank is nie goed nie, maar is lekker. Soos kooimelk vir ou katte, Timmy. Dis net lekker, nie goed vir jou nie. En Nana het iets gebrom oor tiermelk. En nou wonder ek nog al die tyd hoe tiermelk sal smaak. Ek hoor die skril klank van 'n fluitjie. Dit laat my gril. Selfs Frikkie lyk asof hy sy ore wil toedruk. Sy oë raak stokstyf en sy stert is onder sy lyf. Nana dra ook een aan 'n tou om haar nek. Miskien dink sy is die skeieregter in hierdie huis. Het Jenka aan Mrs. gesê en hulle het saggies gelag. Maar Nana het seker gehoor, want sy het gesê, iemand moet wees in 'n malhuis, bloody morons. Ek staan styf op en loop by Casper verby, wat my skaars raak sien. Hy staan tussen Koos en Adam se stoele, wil natuurlik kyk of hulle maats kan maak. Ek wil hom waarsku, maar dis deesdae asof ek nie meer met katte kan kommunikeer nie. Honde natuurlik nog minder. Ek skud my kop en rol tot aan my sterkste punt. Laat ek myself hier wegvat. Jenka is in haar kamer. Mrs. is by die vrou langsaan. Nana kyk ook TV in haar kamer. Ek kan dit hoor, al is haar deur toe. Wanneer sy alleen is, drink sy wyn in lang glase wat sy op Stellenbosch gekoop het, by die Woordfees. Dit het sy al 'n paar maal genoem. Nana noem dieselfde goed oor en oor.
Sy los ook winde en dan hoor sy dit nie eens self nie. Jenka en papa dink dis snaaks. Missus raak kwaad vir hulle. Slof, slof, loop sy dan weg. Woordfees. Dit klink vir my lekker. Ek weet fees is iets lekkers en woorde, daaraan verwonder ek my elke dag meer. Daaraan verwonder ek my elke dag meer. Miskien kan ek saamgaan as missus vir papa kan oortuig om te gaan. Maar nee, hy sal nie wil gaan nie. Hy het al gesê die vroumense kan gaan. Te veel gewoel vir hom. Hy waardeer die stilte by die huis. En sal hy my saamneem? Ek dink ook nie so nie. Juis oor die gewoel. En papa gaan min uit. Ek het nie daaraan gedink nie. Maar kan dit wees dat hy ook bang is vir uitgaan? Die skuifdeur is effens oop en ek kan deurskuur. Die duwe koer hier agter en jaag mekaar op die mure. Hulle sien my en vlieg op. Dis beter. Nou is dit stil. Die skaduwee onder die boom waar Mia begrawe is lekker koel. Ek hoop papa sal my ook hier kom bære. Ek wil net insluimer toe daar 'n groot geraas in die boonste vertrekke kom. Die manne raak seker al opgewonde. Laat die groen manne tog wen. Anders is papa vir dae lank beneuk. Afsydig, sê missus. Tot hulle weer stamp in die slaapkamer. Dan raak hy beter. Skielik hoor ek vir Kasper, Frikkie blaf. Kasper het seer gekry. Ek kyk op. Kasper skiet by die agterdeur uit. Sy stert is opgepof. Om die hoek voortuin toe. Ek hoop, hy gaan nie oor die straat hardloop nie. Ek sukkel op, rek my uit. Nee wat, Kasper sal tog nie so dom wees nie. Al wat gebeur het was dat Koos en Adam op sy stert getrap het. Dit kon ek hoor aan sy gil. Ek het so iets verwag. So leer hy. Die geraas uit die TV-kamer hou aan. Fokus, Timmy, fokus. Ek fokus op die voëls in die bome. Hulle gekwetter is kalmerend. As jy hulle nie wil bekruip nie, dan is die skril fluite irriterend. Hulle het mos 'n manier om mekaar te waarsku. Dit raak nou koelerig. Ook geen wonder, dis al donker. Dis nou stil. Die raserige mans is weg, mooi so. Alles terug na normaal. En toe skrik ek wakker. Ek moes geweet het, dit was 'n droom, van iets wat ek onthou het. Papa se vriende kom nie meer hier nie. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode. En moenie vergeet nie, subscribe, like en share Storytyd saamstelle.